Hallo, ons vier vandag die hemelvaart van Jesus. Dis daai spesiale dag wat Jesus opgevaar het na sy kruisdood en opstandiging en hy opgevaar het in die hemel waar sy disippels dit waargeneem het. En dis 'n baie spesiale oomblik, maar dit is meer as net 'n moment. Dit beteken vir ons baie meer. Baie mense dink oor sy hemelvaart, dit is seker soos iemand wat nou afgetree het, wat nou nie meer werk het nie. Hy's nou klaar of nee, hy het nie ophou werk nie. Ek weet, baie mense wat afgetree het en op pensioen gaan, werk nog baie, so ook met Jesus. Dit beteken nie, hy het nou niks om meer te doen nie. En sy eerste fase van sy lewe, ons kan amper sy bediening in 2 fases deel. Sy aardse bediening, waar dit die eerste fase was, die Bybel sê vir 'n kort tydjie in Hebreërs 2 vers 9-10, vir 'n kort tydjie moes hy in die lig van die ewigheid, was sy tyd op aarde 'n kort tydjie. Die Bybel sê vir 'n kort tydjie moes hy mens word, moes hy minder as die engele gemaak word. Vir 'n kort tydjie moes hy hier in die aarde in ons wêreld inkom. Hy moes kom beleef wat dit is om mens te wees. Hy moes leer. Die Bybel praat eintlik van dis wat hy moes volmaak word. Hy moes leer, want hy het dit nie geken nie. Hy het nie pyn geken, hy het nie lyding geken nie. Hy het nie al hierdie slegte goed wat in ons wêreld gebeur geken nie. En vir 'n kort tydjie moes hy in ons wêreld inkom en die menslike belewenis kom beleef soos wat ek en jy dit beleef. Dis wat dit so besonder en spesiaal maak. En dan die volle gewig van ons gebrokenheid en van hierdie aardse belewenis het uiteindelik op hom neergekom aan die kruis. En dan het hy opgestaan uit die dood. En dit was die eerste fase van sy bediening, sy aardse bediening. Maar dan met die hemelvaart breek die tweede fase van sy bediening aan. En dan gaan hy hemel toe. Aarde toe gekom, en nou gaan hy hemel toe, tweede fase, en daar in die hemel tree hy nou op as ons hoëpriester. En 'n hoëpriester se werk is om offers te bring. En daar in die hemel kom hy nou met sy eie bloed, wat 'n volmaakte offer was, het hy eenmalig gedoen, en hy offer hierdie bloed voor God die Vader, en wat daar in die hemelse heiligdom, hemelse tabernakel, en die bloed wat hy gestort het, bring hy voor God die Vader. En nou, hy's 'n ewige hoëpriester, 'n ewige hoëpriester. Dis vir ewig en vir altyd wat hy aanhou om vir ons by God in te tree, om ons saak met God reg te maak, en hy doen dit vir ewig. Maar hy's nie net die ewige hoëpriester nie, hy's 'n ewige koning. Met ander woorde, hy het nou sy regmatige plek langs God die Vader gaan inneem, en hy heers as koning. Hy is die middelaar tussen ons en God. Met ander woorde, hy is ons tussenganger. Ons kan nie by God uitkom sonder hom nie. Ons koning, ons middelaar, ons tussenganger. 'n Tussenganger van 'n beter verbond. 'n Beter verbond. Nie 'n verbond wat gebaseer is op ons prestasie of ons pogings nie. Nee, hierdie beter verbond het hy gebring deur sy eie bloed. So, wat doen Jesus nou in die hemel? Wat doen hy nou? Hy is konstant besig. Hy verander gewone mense in heilige mense. Dis wat hy doen. Hy maak ons heilig. Hy verklaar ons heilig by God die Vader. Maar op hierdie pad van heiligheid is hy besig om ons te help met ons heiligmaking. Hy's besig om ons te help ook om dat ons meer heilig kan word. Heiligheid word nou ons deel. Heiligheid is binne ons bereik as gevolg van Jesus wat voor die troon van God is en ons help met ons heiligheid. Hy bevry ons ook. Hy maak ons vry. Vryheid is binne ons bereik. Maar Jesus help ons ook in ons stryd hier op aarde om ons vry te maak. Hy help ons met ons oorwinning. En dan help hy ons ook dat ons nou met vrymoedigheid voor God se troon kan kom. Voorheen kan ons dit nie gedoen het nie. Voorheen kan ons nie met vrymoedigheid voor die genade troon van God kom nie. Maar nou, omdat Jesus daar is, kan ons deur hom met vrymoedigheid na die troon. Dis in die nou tyd. Dis nou dit in die hede kan ons met vrymoedigheid. In die hede kan ons nou genade ervaar. In die hede kan ons nou vryheid hê, en in die hede kan ons heiligheid en heilig word as gevolg van Jesus wat nou besig is om vir ons te werk. So, hy het nie ophou werk nie. Ons het Jesus nodig, nie net vir sy kruis en dit wat hy gedoen het met sy aardse bediening nie. Ons het Jesus nodig nie net vir die feit dat hy gekruisig is
en opgestaan het uit die dood nie, maar ons het Jesus nodig vir sy hemelse bediening. Ons het hom nou nodig. Ons het hom nodig om vir ons in te tree. En alles in die hemel, daar waar hy nou is, die hemel is die beheersentrum waar God die heelal beheer. Maar Jesus staan in die middel van die hemel. En as gevolg van Jesus kan ek en jy weet, God is in beheer en Jesus tree vir ons in. Ja, die hemel is baie meer as net 'n plek waar ons eendag ons geliefdes gaan sien en eendag herenig en 'n reunie gaan hê met ons geliefdes wat dalk afgesterf het. Die hemel is 'n plek wat ons saam met Jesus is en in die volheid van wie hy is. En hy tree vir ons in. Hy is die Lam van God en hy is die middelpunt van die verrigtinge wat in die toekoms, maar ook wat tans daar plaasvind. En hy is die sentrum van alles wat in die hemel gebeur. En wanneer jy dink aan hemelvaart, dan sê jy vir hom dankie dat hy nou besig is om te werk, ook nou tans besig is. Here, dankie dat u opgevaar het in die hemel. U werk op aarde is afgeneem, maar u werk nog steeds vir ons en u werk ons saak uit. U is met ons hier op aarde, deur die Gees is u ook besig. U is konstant besig. Dankie dat u aanhou werk. U is hier in die middel van ons stryd, in die middel van alles, besig om te werk. Ons eer u daarvoor, ons eer u naam. Amen.